As u en ek hier in Daniël hoofstuk 11 lees, vanaf vers 1 en tot waar ons gekom het by vers 32, kom die vraag na u en my, is ons toegerus om die anti-kris te herken? Nou as ek vanoggend vir u moet 'n geleentheid gee, ons het gelukkig vir u, het ons nie tyd nie, maar as ek nou hier by Fanie moes begin, en dit lyk vir my dis Chris wat omtrent hoer agter sit, en elkeen van u moet sê, ja of nee, wonder ek wat sal die antwoorde wees wat ons vind. Is ons toegerus om die anti-kris te herken? Liewe broer en suster, ons lewe mos in 'n tyd waar verskriklik baie tekens na vore kom. Ons sien dit op die TV, ons lees dit op die sosiale media, ons hoor by vriende en familie van hierdie geweldige tekens wat die Here Jesus en veral sy profetiese rede alreeds vir ons kom aankondig het. En wat ons moet aanspoor om te sorg dat my eie huis in orde is, voordat die werklike storm kom, die storm van die wederkoms. Nou wil ek 'n tweede vraag vir u vra. Is jou huis in orde? En dan nie gemeet aan dissipline en integriteit en gehoorsaamheid nie. Is jou huis in orde in terme van die woord van God? Ons sien die afgelope klomp jare baie tekens wat besondere erns gee aan die tyd waarin u en ek as Christen ons roeping moet voltooi. Ons hoor van oorloë, ons hoor van gerugte van oorloë op so te sê elke kontinent van hierdie wêreld. Ons hoor van aardbewings, ons hoor van tsunamies, die onlangse hoor ons van sinkgate wat die Noordwes-provinsie tydig en ontydig tref. Hoor van hongersnode, pandemies, soos wat ons 'n paar jaar terug Kwansy self beleef het. So baie sosiale strukture stort ineen as gevolg van dissipline en integriteit wat nie meer bestaan nie. Al hierdie tekens en meer, kom sê die Here Jesus Christus, is die begin, is die geboortepyne wat binnekort gaan uitloop op die nuwe Jerusalem en die nuut word van alle dinge. Daar is dus groot elemente van krisis in hierdie goed teenwoordig en die dinge wat u en ek elke dag rondom ons sien gebeur. Maar ons word so gebruinspoel dat ons nie meer 'n plaasmoord raak sien nie, dat ons nie meer 'n aksie in die natuur beleef met die intensiteit wat daarmee saamgaan nie. Die Here kom en hy kom sê vir u en vir my dat ons baie dringend ons saak met hom moet in orde kry. As ek dit in meer algemene taal kan sê, dan moet u en ek in hierdie winter ons dak wat moontlik lek in orde kry voordat die volgende reenseisoen se reën weer begin. Die Here sê vir ons hier in Daniël, en mens kan dit ook in 2 Tessalonisense gaan oplees, waar hy sê, die wederkoms is naby. Wees daarom elke oomblik, hoor u mooi, elke oomblik gereed om die Here te ontmoet. Maar weet ook dat die wederkoms nie sal plaasvind voor die laaste groot verdrukking sal plaasvind. Hierdie persoon, die anti-kris, sal radikaal teenoor Christus kom staan. Sy naam sê juis vir my en vir jou, anti-kris, met ander woorde anti-Christus. Hy is teen Christus. Terwyl Christus aan die een kant die seun van God is die anti-kris aan die ander kant die seun van die verderf. Christus kom om te red. Die anti-kris kom om ons die verderf in te lei. Christus is die lig van die wêreld, die anti-kris is die duisternis.
Die stryd tussen lig en duisternis bestaan al vir eeue. My broer en my suster, en hy bestaan ook vandag in my en jou lewe. En soos wat daar in die Ou Testament, sê ons in die teologie, tipes van Christus was, in wie se optrede Christus kom uitbeeld het, so die anti-kris ook sy tipe gehad. Daar was baie mense in die Ou Testament wat vir ons so 'n klein deeltjie van Jesus Christus se lewe vir ons kom uitwys het. Verskoning, dink maar aan Melchisedek, dink maar aan Josef en Josua en Simon en so kan ons aangaan, koning Dawid. Mense wat vir ons 'n deeltjie van Jesus Christus kom tentoonstel het. Maar die anti-kris kan u voldoende leer ken uit die optrede van slegs een tipe, naamlik die koning Antiochus Epiphanes, die groot vyand van die Jode wat ongeveer 160 jaar voor Christus reeds gelewe het. Hy wat betrokke was met die gruwel van die verwoesting waarna Jesus vir ons in Markus 13 ook verwys. Dit is hierdie Antiochus wie se portret in Daniël 11 vir u in groot besonderhede geskilder word. Hierdie persoon wat aanslag op aanslag geloods het, maar bly misluk het. En die bedoeling is dat ons noukeurig sal kyk na hierdie voorloper, sodat u die een wat in sy voetspore gaan volg, die anti-kris, dadelik sal herken wanneer hy aan u verskyn. Vers 21 sê dat die anti-kris en dis eintlik dat Antiochus en dis eintlik die anti-kris self ook 'n veragtelike persoon is wat geen koninklike status besit nie. Baie bekende teoloog, professor Alders, vertaal hierdie gedeelte met gering geag. Met ander woorde, minderwaardig. Dit bring vir ons die boodskap dat Antiochus, sowel as die anti-kris, eintlik maar patetiese figuurtjies is, wat eenvoudig opportuniste is, wat elke geleentheid wil aangryp om jou en my se gedagtegang te verander. In 'n normale samelewing waar die owerheid met 'n ferm hand regeer en die kerk haar getuienis taak nakom, sou sowel Antiochus as die anti-kris geen hond haar afgemaak het. Hulle is geringe gedagtes wat in 'n abnormale wêreld oor verslae mense dwinglaty kom uitoefen. Hoor u dit? Wat ons eintlik in hierdie sin vir mekaar sê, my broer en suster, my liewe kind, is dat die anti-kris jou kom vat wanneer jy op jou laagste punt is. Wanneer jy negatief is, wanneer dinge vir jou nie meer lekker is nie, wanneer jy voel, ek weet nie meer herwaarts of derwaarts. Hy is nie bereid om jou wanneer jy in 'n geestestoestand van normaliteit verkeer, soos wat Christus met jou doen in die erediens, vir jou dinge te kom sê nie. Nee. Wanneer jy, ek wil amper as ons die regsterm kan gebruik, wanneer jy nie regtig toerekeningsvatbaar is nie, dis dan die tyd wat die anti-kris na vore tree. Dit is inderdaad hoe dit gebeur het, ook in die tyd onmiddellik voorafgaande van Antiochus Epiphanes se optrede. Dit is hoe die terrein voorberei is vir sy liefdelose regering. Hy kon alleen oor 'n pynhoop van verslae en verslaane mense regeer. Nie oor 'n normale samelewing nie. En nou moet ons tog goed onthou, hier in die eerste 20 verse van Daniël hoofstuk 11, het ons 'n beskrywing van hierdie historiese gebeure wat die optrede van Antiochus vooraf gegaan het. Met ander woorde, ek kan vir mekaar sê, dit is 'n vervulde profesie. Dit is dinge wat meer as 2020 jaar gelede afgehandel is. Daarom is dit 'n fout om die woelinge van ons eie tyd presies net so in Daniël hoofstuk 11 te wil probeer aflei. Ja, en tog was Antiochus 'n tipe van 'n anti-kris. En daar sal breë ooreenkomste wees tussen die gebeure wat aan daardie twee godsdienshaters se optrede vooraf gegaan het.
Die aarde sal kreun onder geweld van oorlog en wetteloosheid. En beleef ons dit nie? Dit is die begin, dit is die geboortepyne waarna Jesus in sy profetiese rede verwys. En dan, as die veragtelike persoon in die suigstroom van die oorloosheid toetrede maak, dan kom breek die ergste eers aan. Aanvanklik begin hy sy aaklige werk met 'n mate van versigtigheid. Hy snuif die lig versigtig in, maar as hy dan agterkom dat daar niemand in die oorloë in hierdie wêreld wat moeg en siek en sat is van oorlog, wat bereid is om op te staan en vir hom nee te sê nie, dan word sy optrede blaatant. Dan raak sy optrede openlik. Nou is die vraag, is u en ek nog bereid om op te staan en te sê nee? Is u en ek bereid om wanneer my kind verkeerde goed doen, op te staan en te sê nee, dis nie wat die Bybel van ons verwag nie. Onthou, jou kind wil nie hoor wat jy as individu sê nie. Jou kind wil weet, wat sê die woord van God? Wat sê God vir hom? En dis hoekom ek altyd sê, as van die manne van my sê, hulle is bang vir huisbesoek en hulle weet nie hoe om dit te doen nie, dan sê ek, gaan net. Die Here sal vir jou die woorde in die mond lê. Moenie met jou eie swakke mens wees gaan nie, want dan moes ek ook nie huisbesoek gedoen het. Maar weet jy, ek gaan na u toe met die woord van die Here in my hand en ek bring vir u 'n boodskap uit God se woord. Maar is ek en jy bereid om op te staan en te sê nee, wanneer dinge begin verkeerd loop? Of bly ons maar by daardie 3 gevaarlikste Afrikaanse woorde, na my eie persoonlike mening, terwille van. Bly ons maar terwille van die vrede stil, want ons wil tog net nie moeilikheid hê. Maar indirek maak ons moeilikheid tussen myself en God. Die anti-kris doen verskriklike dinge. Erger nog as Antiochus, wat hy daar gedoen het, toe hy op 25 Desember in die jaar 167 voor Christus, hoor mooi, 25 Desember, 167 jaar voor Christus, 'n Griekse afgodsbeeld in die tempel van Jerusalem ingedra. Ons lees in vers 31, van die konings se troepe sal die heiligdom en die vestiging ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Lewe ons nie in 'n tyd wat 'n gruwel in die oë van die Here is en wat verwoesting meebring nie? Prakties toegepas beteken hierdie woorde dat die anti-kris, net soos wat Antiochus gedoen het, die spiespunt van sy aanval sal rig op God se eer. In die laaste sensusopname word beweer dat 86% van Suid-Afrika gelowiges is. Lyk dit vir u so? Lewe die wêreld asof hulle van God afhanklik is. Daarom sal die gelowiges vervolg en doodgemaak word. Jesus het u duidelik genoeg daaroor ingelig toe hy gesê het, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En ja, natuurlik sal dit by die anti-kris 'n obsessie wees om te laster en te ontheilig. Daarom sal heilige geboue, daarom sal tempels, kerke, onder andere geannekseer word, sodat valse gode daar aanbid kan word. Geliefdes, kyk in ons eie dorp, hoeveel kerke hoort nog aan 'n kerk waar die woord van God suiwer bedien word. In ons eie dorp, moenie verder eers van soek nie. Ons wil nie eers aan al die moontlikhede dink nie, dis te erg om selfs te noem. Maar wanneer dit gebeur soos dit nou in Suid-Afrika en in die res van die wêreld toenemend gebeur, sal u presies weet dat dit die vervulling is van wat die Here lank gelede reeds vir u aangekondig het. En u kan u self afvra, maar ook sê, nog net 'n klein tydjie uithou, dan keer die Here in heerlikheid terug om Satan se kop te vermorsel en my saam met al die ander gelowiges in die heerlikheid in te lei. Jy weet, ek is so tydjie terug by 'n dokter en dis 'n dame en sy sê vir my, sy kyk na my bloed en sy sê vir my, sy moet nou regtig vanoggend soek om fout te kry in my bloed. En ek sê lukraak vir haar, dan moet jy nou asseblief soek,
Want ek wil ook eendag doodgaan. Want daar waar ek heen op pad is, gaan dit 'n heerlikheid wees. En sy kyk my so verbaas aan, en die volgende oomblik toe besef sy wat ek eintlik vir haar sê. Geliefdes, ek moet nie bang wees vir die dood nie. Dood beteken ons verander die tydelike met die ewige, die verdrukking met die vryheid om saam met die Here Jesus aan die regterhand van God te sit. Dit moet jy dus nie ontstel nie, dat die eerste 20 verse van Daniël 11 lyk na 'n gewone stuk geskiedenis van die wêreld. Die kerk word glad nie daarin vermeld nie, en daar is geen direkte verwysing na die koninkryk van God nie. Dit lyk wel, en ek beklemtoon, dit lyk of daar heeltemal oor die volk van God geswyg word. Die waarheid is dat die Heilige Gees wat hierdie woorde vir Daniël ingegee het, vir geen oomblik daaraan gedink het om vir u 'n les in algemene geskiedenis te probeer gee nie. Nee, dit is ook God se geskiedenis. Hierdie veldslae sou glad nie vermeld gewees het as hulle nie alles te maak gehad het met die koninkryk van God nie. Daar is tekens en telkens sprake van botsings tussen konings uit die noorde en konings uit die suide. En ja, presies tussen hierdie strydende magte lê Palestina en Jerusalem, die stad van ons Here Jesus Christus, die stad van God. Jerusalem is die middelpunt waarom al hierdie geskiedenis beweeg. En in veel meer as net die geografiese sin, is die kerk die middelpunt van die geskiedenis. Uiteindelik gaan alles oor die kerk, die bruid van Christus. Dit gaan oor jou en my. Maar vir die voltooiing van sy raadsplan het God geskiedenis nodig. In die proses gebruik hy ook die sogenaamde grootes van die aarde om te doen wat gedoen moet word om die uur van die wederkoms ryp te maak. Al hierdie dinge, my broer en suster, gebeur terwille van die kerk waarvan u ook 'n lidmaat is. En as ek dan praat van kerk, dan praat ek nie net van die AP Kerk Kroonstad nie. Dan praat ek van kerk as die kerk van Jesus Christus op aarde, daar waar sy woord suiwer verkondig word. Ten einde vir die uitverkorenes 'n plek te berei in die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde, moes God geweldig diep na u uitreik, en hy moes deur die geskiedenis 'n pad vol raaisels dalk met u stap. Die drama van Golgotha moes voltrek word. Deur die opstanding van die lam moes die duiwel dodelik verwond word. Jesus Christus moes triomferend na die hemel opvaar, om daar aan die regterhand van God in belang van sy kerk te gaan regeer. Deur die dood heen moet hy sy uitverkore kinders bewaar. Deur die uitverkiesing en die verlossing moet God behou wat aan hom behoort. Hoe heerlik is dit nie om deel te wees van die kerk wat in die kleed van Christus se onskuld voor God mag beleef nie. Hoe heerlik vir u en vir my, al lewe ons in hierdie sondige wêreld, om voor God te kan lewe met Jesus Christus as ons leidsman. Ek wil amper sê, met Jesus Christus aan die hand. Hoe heerlik om vas en seker te weet, dat u eenmal, as die laaste storm verby is, u ewige adres op God se nuwe aarde sal vind. Daar waar daar geen pyn is, daar waar daar geen kwaad is nie, daar waar daar geen verdrukking of korrupsie of wat ook al is nie. Dit terwyl diegene wat tot die koninkryke van hierdie aarde behoort het en groot was in die mense se oë, saam met die duiwel en saam met die anti-kris, in die vuurpoel van ewige adresloosheid sal wegraak. Ek sluit af. U het 'n ewige adres in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, vanoggend is dit weer een van daardie lekker oggende
om onder die geklank van u woord te wees, want Here, daar is vir ons soveel bemoediging, soveel aanmoediging. Al lewe ons in 'n tyd waar so baie dinge soos in Daniël 11 gebeur, oorloë, gerugte van oorloë, tekens van die tye wat na vore kom. Dankie dat ons hand stewig in u Vaderhand kan hou en dat ons vanoggend kan weet, elkeen van ons het 'n ewige adres in die hiernamaals saam met u. Here, ek wil vanoggend kom bid vir elke lidmaat van hierdie gemeente. Here, ek wil bid vir elke besoeker wat vanoggend hier is, dat hy werklik u teenwoordigheid hier sou beleef het. Hier waar dit vir ons primêr gaan om God te eer en God te aanbid. Om God te verheerlik tot in alle ewigheid. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir elke sieke in ons gemeente. Here, dalk is dit sommer die normale winterverkoue wat hulle vanoggend weghou, maar ons dink aan tannie Miriam Duisel wat baie ernstig siek in die hospitaal lê. Here, dat u hand van seën en beskerming ook oor haar uitgestrek sal hou. Here, maar ek wil ook bid vir elkeen van hulle wie se name ons nog nie in persoon ontvang het nie. Dat u hulle sal dra in hierdie tyd van beproewing. Dat u vir hulle daardie wete sal gee dat hulle 'n ewige adres het waarheen hulle op pad is. Dankie vir elkeen wat nog in die lewe is, wat u woord kan gaan uitdra, wat kan gaan getuig. Here, maak van elkeen van ons 'n instrument in u Vaderhand. Met daardie wete ook ons het 'n ewige adres. Seën ons in die week wat voorlê, behoed en bewaar ons. Here, en as u wil is, gee dat ons weer in getalle volgende Sondag sal opdaag, om ons te kom voed uit die bron van die ewige lewe. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.